geweet Italianer kantoor met 'n rear wing uit. Reis glo baie sterk Mercedes is die voorlopers. Ek sien die FIA het so 'n bietjie en die manne het so 'n bietjie getoets rondom hulle nuwe manier van wegspring. Iets is oor Ferrari wat my bekommer is dit actually die ding. Kimi Antonelli lyk bietjie vinniger as George Russell. Max Verstappen lyk steeds of hy spoorlyne kan sny. Lando in daai McLaren vasgestaan het. Limblad het definitief 'n baie stywe leerkurwe. Audi, die hardste engine op die grid. Al die 5 ligte kykers. Kami. Hier is ons ou. Ja, ons doen dit weer. Ek en jy vir die tweede week in 'n ry. Aries, Ons twee deel maar die kole. ja. Aries. Ras. Ons moet dit bysê. Ons het vir Rassie probeer digitaal inkry, Ja. maar weens tegniese probleme Wou dinge nie lekker wou loop. dinge nie lekker werk nie, verstaan jy? En dan gaan ons hallo sê vir Visserman daar in Chicago. Verstaan jy? Chicago, die man kuier ver, jong. Verstaan jy? Hy het nie kuier hy werk, daarom kom ons sê maar net Ja, hy. maar Sarami julle. ek het 'n fotootjie of 'n voeltjie oor vlei dat as dat hulle is 'n kuier. brandewyn en coke gooi, moet hy dit met 'n strootjie drink daar. O, ek het ook so iets gesien. Want dit lyk soos 'n cocktail. Ja, ek het ook daai ding gesien. Hulle dink cocktails in plaas van So die nuwe naam vir 'n Ja. brandy en coke in Amerika is 'n hoenderhandjie. So Rian, ons hoop ons hoop jy geniet jou hoenderhandstertjie, my maat. Ja. Makala Formula 1. O, Okay, ons is op in die pylvak vir in begin. die vooraand, Oh. the fortnight, okay, van die eerste Grand Prix wat binnekort op ons TV's is. En Jo. ons gaan vanaand bietjie terugkyk na die spanne en na 'n toets paar interessante toets goed, hè? 2. Ja, ek meen, wie het geweet Italianer kantoor met 'n rear wing uit. Verstaan jy? Nee. Al in die ronde. Al in die ronde. Verstaan jy? Dit klink vir my soos 'n slaapdientjie wat my ma vir my gesing het toe ek klein was. Al in die ronde. Net so. Verstaan As jy? jy vir my een span gegee het, sou ek nooit geraai het watter span dit sou wees nie. Ek sou nooit daai span raak geraai het. Nee. Jy dit sê. Nou, ek weet die ranglys lyk bietjie anders op ander Ja. kanale. Soos byvoorbeeld ek het nou baie bietjie obviously die reise kyk en die reis glo baie sterk Mercedes is die voorlopers. Hulle sê nogal so, maar ek wil 'n bietjie verskil. En ek wil verskil want ek voel Ferrari het hulle een voor. Ek wil ook dit sê. So, kom ons vul sommer reguit in. Kom ons vul hom in. Kalla, wat is jou take op Ferrari op die stadium? Weet jy wat? Sien ons so baie rooi en Ons het nogal hulle uitgegooi hierso. Villeneuve, hierso. Presiso en ons het vir nee, ons het nie het so hierso, ja. Schumacher is daar vir Ja. vir Jean Lazy. Leclerc. Leclerc. Verstaan jy? Verstaan jy? Jou Ja. verstaan jy? Suzuki. En Ja. maar weet jy wat? Ek gaan vir jou eerlikwaar sê, na ons het verlede week so baie gesels oor daai wegspringe Ja. en al die interessanthede daarvan. Ja. Ek sien die FIA het so 'n bietjie en die manne het so 'n bietjie getoets rondom hulle nuwe manier van wegspring. Vertel ons. Laat hulle doen nou twee formation laps. So die ouens kom met 'n formation lap en dan staan die manne almal daarso. Dan gee hulle hom so 'n bietjie gas en dan slaat hulle hom nog 'n keer. En dan op daai tweede een slaat hulle hom met die blou lig. Sodra almal daar is en die groen vlag verbykom aan die agterkant mos nou van die grid, dan gooi hulle vir dan sal 'n blou lig wat aangaan vir 5 sekondes. En in daai oomblik dan klink dit soos 'n byekorf soos daai manne ref en dan gaan die ligte. Jy meen is 'n goeie Vrydag aand op uit en nag. Absoluut. Absoluut. Waar die 'n paar volks- manne hulle gaan 'n paar manne jaloers maak. waar die VR6 is hulle turbos opwen. Verstaan jy? Want hulle gaan 'n paar manne lelik jaloers maak as hulle daai Lekker. sit en luister. Lekker. Laat so dit is nogal interessant, maar wat dit nou vir my nogal baie besonder gemaak het is dat veral Loos
het op dag 2 redelik, want hy dag 2 heeldag gery. Van hierdie en hy het die eerste sessies wegspring, het hy 3 motors voor hom gehad en obviously die ouens parkeer nou so 'n bietjie anders as 'n normale wegspring grid. Hulle gee net one slip one wil ek amper sê. Okay, so parallel parkeer hulle? Nee, hulle gooi hom mooi op die grid, maar hulle gee spasie tussenin. So in plaas van wat hulle reg agter die ou sal stop, sal hulle nou die volgende grid een sal hulle ooplos. Het Lewis 'n learner sticker op sy Ferrari? Ek het hom nie raak gesien nie. Of 'n Hy het nie gelyk soos 'n learner hier, laat ek dit vir jou sê. Okay. Want hy het daar weggeslat met daai eerste sessie en hy het 3 manne loshande weggevat voor draai 1. En die aandsessie toe doen hy die weer presies dieselfde waarvan Max op die tegniese Dit laat jy 'n vraag vra. It's amazing hoe Kardashian 'n invloed op jou lewe het, jy weet. Ja, maar nou weet Nou kan jy wegspring, maar die ander ou het uit gegaan, verstaan jy? Ja, maar nou daar's soveel vrae oor hom van, hey, kan jy? ja, verstaan. Kom ons ja, ek het so baie om te sê. Ek kan Dis die nie. kanaal hier Ek kan nie. Okay, maar kom terug na Ferrari toe. Na Ferrari toe. Want baie van ons kykers sal dit nou baie flou vind en is okay. Dis alright, as jy nie weet wat dan die res van die grid se familiesake aangaan nie. Ons verstaan. Soos Lando, ja. Ja. Ek moet sê, maar weet jy wat, oor die algemeen het Ferrari vir my absolute fantastiese stewige 3 dae gehad. Ja. Hulle het goed gelyk, hulle motors het goed gelyk. Hulle was Charlie dag 3 het hy in die laaste ronde het hy ek sien die laaste ronde, laaste sessie het hy die vinnigste tyd van die toets opgestel van 1 minuut 31 sekondes hou. .992. Ja, ek sê vir jou, hy's die enigste een wat 32 sekondes gebreek het. 1:32 gebreek het. So die SIF 26 lyk lekker. Ja? Hy gaan nie so SIF wees soos die 25 nie. Nee, ek dink nie so nie. Okay, so ons ek dink hy gaan definitief beter lyk. Ferrari gaan definitief weer SIF jare hê nie. Okay, kan ek vir jou dit sê? Ek glo in die kar op hierdie stadium van die veg 1.5 bestuurder glo ek sterk aan. Die ander een moet my nog regtig baie sterk bewys. Charles lyk vir my ek dink hy praat van Ajar. Nee. Nog nie daar nie. Okay. Maar nee, Charles lyk vir my regtig konstant. Hy het vir my bitter goed gelyk, hy het vir my gemaklik gelyk in die motor. Hy het vir my regtig ek wil amper sê ek wil amper sê Charles lyk vir my of hy opgewonde is oor die seisoen. Hy kan nie wag dat dit moet begin nie. Hy lyk baie gemaklik agter die stuurwiel. Ek het testing gekyk. Ek dink die positiewe is hulle al wat hulle vinnig is dit en die kar reg jy weet glued gelyk. Hy's vasgeplak gelyk teen die trek. In vergelyking met 'n paar baie innoverend. Ons het nou die omrol backwing gesien, verstaan jy? Ja. Ek meen dit lyk soos ja, dit was 'n interessante ene. Ja, dit lyk soos Ratanga Junction op steroids. En ek dink ook, jy weet, ten spyte daarvan het Lewis Hamilton actually nogal okay gelyk. So dit lyk vir my dis nou waar my halwe inkom. So dit lyk vir my die nuwe generasie karre dalk om beter gaan pas in terme van hantering en downforce, bietjie van 'n laer grip kar. Ek meen ons is so half terug waar ons was in 2016, 2015 tipe scenario. Ja. Maar ek dink wat great is vir my is dat hulle definitief 'n baie goeie test gehad. Wat negatief vir my is dat ek is bekommerd oor die kleiner turbo wat hulle het. Want dis wat hulle veroorsaak om baie goed weg te spring. So met ander woorde, hulle sê die kleiner turbo, hy wind makliker op. Hy wind makliker op so hy kan vinniger wegspring. Maar wanneer jy by groot top-end circuits kom soos 'n Monza, maar Baku, verstaan jy? Dan gaan jy maar eintlik basies 'n pitstop moet doen net om jou energie te gain en dan weer te ry, verstaan jy? Maar kom ons kyk, ek weet nie. Alhoewel hulle sê die energy harvesting is baie goed en dan is daar iets van hulle goed gelyk. Ja, daar is vrae oor hulle
oor hulle verkoelingsstelsel. Ja. Maar weet jy wat, ek dink nog steeds, die tyd wat ons by Melbourne aankom, gaan daar definitief baie veranderinge kom, maar Was nie te koel geweest daar nie. En ek bedoel in warmweerstoestande is dit goed, Ja. en as jy in koue weerstoestande is, dan net jou engine produce meer krag, Korrek? jou turbos werk beter, so hoe Alle koeler dit is, hoe meer krag het jy. Daar sê. So in terme van Melbourne, ek dink hulle staan definitief 'n kans om Ja. om 'n pole position te vat in my oë, of ten minste in die top 3 te eindig, maar ek dink hierdie is die beste begin vir Ferrari vanaf 2022 sal ek sê en 2024. Alhoewel 2024 was 'n bietjie van 'n ramp Ja, dit was nie heeltemal in die middel, maar 2022 definitief. So Maar nou wil ek net daaraan raak. En dis my grootste ding raak in 'n Ferrari en daar's nog ietsie wat ek vir jou wil sê wat ek net so 'n bietjie jou opinie wil hoor vra rondom die Ferraris. my. Maar voor dit Choma. Kom ons wees gou eerlik, die strategie is die enigste deel wat my grootliks bekommerd rondom Ferrari. Daai manier van die roep van 'n strategie. Ons weet nou al hoe Ferrari 'n ding of twee kan verkeerd roep. Weet jy Kali, ek dink nie Dink jy dis uitgestryk? ek weet nie. Nee, ek dink dit is iets wat ons nou gaan moet kyk. As daar iets is oor Ferrari wat my bekommer is dit actually die ding. Ek dink dit is een ding wat hulle nie geadresseer het in die off-season nie, is om 'n pure strategist aan te stel, strategus. Ja. Want jy weet, ek sou nogal baie geld gegooi het, want ek dink dit is waar meeste van hulle issues gesit het. Jy is heeltemal reg. Jy weet, 22 veral. Dis waar die grootste probleme gesit. Jy weet, so ons kan nou sê, okay, hulle moes die vloere lig in 22. Okay, ons kan nou daai goedjies. Jy weet, en sê hulle het nou downforce verloor en hulle moes alles herontwerp en maar ek bedoel daar's calls in Monaco, daar's calls in ons kan 'n paar van hulle ek bedoel even in 'n Hungary verlede keer, dan moes hy ou pit, dan moes hy nie en dan sy wyle ingaan, dan moes dit bly buite. Daai ouens het later self geweet of wat hulle maak nie. Ja. Dit gaan 'n groot vraagteken bly by Ferrari. Ja. En daai rus solidly op Fred Vasseur se skouers. As 'n spanleier en ook die sporting director gaan ook daarso moet inklim en hulle gaan moet seker maak operasioneel dat hulle reg operate. So indien nie, dan gaan hulle weer klippekou hierdie jaar in races wat hulle moes wen. Dan gaan dit soos McLaren wees. Ja. What could have been. Verstaan jy? I mean, sure, het was steeds die championship gewen, maar maar ek bedoel dit is as jy terugkyk wat could have been is hulle kon 'n baie hoër winning percentage gehad het. Absoluut, ek stem 100%. So, maar ja, kom ons weer eintlik voordat jy aanbeweeg. Eintlik 'n vraag. Ons het dit nou ligweg as 'n grappende wys gebruik. Ek wil weet, want dis Ferrari wat met hierdie interessante ene gekom het. Daai rol vlerk. Wat is jou opinie rondom dit? Want dit was vir my baie, as ek my persoonlik mag nou sê, so voor jy nou antwoord. Nee, kan ons sommer vir ons die video daar opgooi. Ja, ek wil beslis die videoetjie gaan hier vir ons opgooi, dat die wat dit nog nie gesien het, laat julle dit kan sien. Storie daai. Dit was absoluut, dit was nogal Sam, ek bly sy van vergeet, Collins? Is ek nou reg? Hy is van F1 TV? Ja, die tegniese ou, Ja, wat die tegniese goede. Hy het opgekom en hulle was besig om te vra oor iets en hy het so half middel sien, dit was op dag 2. Middel van sy sin het hy so half iets, want Ferrari het vroeg uitgekom met Loos. Loos het 'n paar laps en goed gery. Toe is Loos terug garage en toe is hy nogal verlang in die garage. Ek wil amper sê hy was 'n goeie uur omtrent in die garage voordat hy weer uitgekom het. En hulle het die barriers opgesit en al die goed. En in hierdie proses, net voor dit gebeur, dus het vang sy oog iets en hy het onmiddellik gereageer en gesê, maar hy is nie seker of hy reg gesien het, maar hy kan sweer uit en gesien daai vlerk het letterlik 'n 180 gedoen. En hy het hom so gekyk en hy het gesit, okay, nee, dit kan nie wees nie. En op die ouend toe Loos weer uitkom, toe doen hy dit weer. Vir my was dit persoonlik gewys. Was dit as jy gaan kyk na al hierdie motors en konstrukteurs en ouens wat kreatief kan dink, gaan ek vir jou sê, was Ferrari nie eers
bo aan my lys en inteendeel, hy sou my laagste een op die lys gewees het wat so iets kreatief sou uitgedink het. Nou net, hy moet baie vinnig terugrol. Jy's reg, want as ons vat So verlede jaar- as hy nie vinnig terugrol nie, dan sien Lewis hoe vat sy engine hom verby. dan ry hy So, verby Melbourne se draai op pad toe Antarktika toe. verstaan jy, of hy parkeer in die dam. Ja. Want kyk gou Jack Doen wat net die DRS gedeelte verlede jaar nie Suzuka. toegemaak het nie in Suzuka en daai ongelooflike ongeluk wat hy gehad Presies, so, dit is Ja. die megaan. Ek hoor wat jy sê. Ek sê net, ek meen, Ek hoor wat obviously, jy ek nee, hierdie ouens wat jy beroep toets, het. hierdie ouens toets alles baie deeglik, maar as jy as jy 'n meganiese failure kry op die ding, kan dit nogal katastrofies wees vir my, jy weet. Maar die slotsom van Ferrari is lyk goed. Hulle lyk goed. Hulle het regtig 'n baie goeie approach gehad. Hulle het. Dan kom ons kyk na Mercedes. Dis nou meeste mense se favorites. Klink ja. Ek sê ook so. En ek gaan nie lieg nie, hulle lyk vinnig, hulle lyk goed. Die snaakse ding vir my is dat Kimi Antonelli lyk bietjie vinniger as George Russell. Ek bly jy sê dit. Ja. Hy doen. Ek weet ons het hom baie Ehm, seer verlede jaar, ek en jy. Nie Rassie nie, dis Rassie se protégé, wat noem mens? Protégé, Ja, protégé, daai ene. Opvolgertjie. Ek moet vir jou eerlikwaar sê ja, ek dink ook Kimi het regtig goed gelyk hierdie ronde. Ja, hy het goed gelyk. Hy kon die kar hanteer, hy het 'n baie Ja. Hy het vir my amper 'n mooi volwasse manier gehad om die motor te hanteer. Dit Ek was dink dis 'n bietjie meer van 'n natuurlike bestuurstyl wat deurkom. dit George Hou hou van 'n kar wat vasgepen is. So George kan nie net lewe van 'n kar wat so 'n bietjie George kan nie lewe met oversteer of anders nie. Dis soos Jenson Ja. Button. Jenson Button het 'n smooth ride gehad. Ek sit en dink altyd aan die BIR Honda wat hy gery het. Ja. Hy 2004 kar. Dis hom. Die steering input so smooth. Kyk, George kan 'n kar hassle om 'n baan. Kyk, kom ons wees nou eerlik, George is nie He's sleg great. bestuurder. En hy's baie mense Ons se hou favourite sy- om die championship te wen. Hy is. Ek het dit al baie plekke gesien. Jy's Maar reg. hier's my groot ding, Kalla, is dat ja, hulle is die koning van kilometers. Hulle 1200 kilometers in hierdie tweede toets of oor die paar toetse ingesamel. Maar die motor lyk senuweeagtig en George lyk nie asof hy heeltemal bo op Die gemaklikste is nie. dat hy Ja. alles onder die knie het, is 'n beter woord. Ja, Soos wat Kimi het nie. Ek meen Kimi het eendag daar om draai 1 2 3 by draai 4 bo so 'n snap van oversteer gehad, maar daai oversteer so mooi gevang. Ja, Dit was soos 'n figure skating verstaan jy, dit was eintlik in die Winter Olympics. het gevat asof dit verstaan die jy? malste ding op planeet Aarde. Dis soos hy daai kar gevat, soos die man en vrou vat so mooi en hy het hulle opspin aan die rondte en Is dit sit dan neer? neer. Verstaan jy? En daar's Ja. yskaats hulle verder. Verstaan jy? Net so. So regtig my baie beïndruk. Is hulle die kragtigste engine? Ja, maar Potensiaal. hulle is swaar op brandstof op die oomblik, hoor ek. Ja, ek het ook daai ding gehoor. So hulle is regtig, hulle is die swaarste op brandstof van al die spanne op die stadium van die wedstryd en Alpine, McLaren, hulle wat Mercedes engines gebruik het baie tegniese probleme gehad. Hulle het nogal. So ek dink hulle het gegaan vir krag en spoed bo betroubaarheid en ek dink Ferrari het 'n paar goeie. en ek dink Ferrari het andersom gegaan. Maar dit Dit kan nie 'n sleg keuse is dit nie. kan enige kant Ek toe kan net sê, jy weet nooit waartoe dit gaan. maar hulle gaan definitief reg wees vir Melbourne. Ja, ek dink hulle gaan. Hulle gaan goed kompeterend wees solank die kar hou. Ja, Wie net vir jy kan nou sê vir my as jy verskil van my. Maar ek het amper 'n gevoel Mercedes het vir amper hulle het nie met kaarte teen die bors gespeel nie. Dis asof hulle kaarte oopgegooi het. Wat spoed aan betref. Ja, dit voel vir my hulle moes 'n bietjie Jy het dit ook gevoel. dit voel vir my hulle moes 'n bietjie flat taps. Ja.
Moes die Dit kraan was- 'n bietjie oopdraai. Weet hoekom ek voel is Die bord. daar was wel borge of dalk is dit daarvoor. Maar ek het half die gevoel gehad elke keer as Lando of Oscar, Charles iemand 'n fastest lap opgesit het, dan sit asof hulle vat hom bietjie langer en dan sit hulle gou vars bande op en dan gaan hulle quali lap ry en dan kyk hulle of hulle daai lap kan injaag. Maar hulle was nou en baie van die spanne was almal soos 'n klomp Suid-Afrikaners. Jy weet as jy nou sê nee, gaan jy. Nee, Ja, gaan gaan jy. Ja, Jy speel 4 rigting stop. Gaan jy? Nee, jy's Ja. vinniger. Nee, jy's En dan vinniger. besluit almal, Nee, okay, jy- nee, maar jy- kom ons gaan man, dan gaan ry al 4 gelyk. Jy verstaan jy. Dit voel vir my so hulle bly dink al die ander spanne is vinniger as hulle en ek dink al die spanne hou 'n paar kaarte teen hulle bors. Wat my bring by Red Bull. Ja. En ek weet The Race het gesê McLaren is derde, maar ek is nie so oortuig daarvan nie. Ek is nog nie oortuig nie. Ek voel Red Bull lyk regtig goed. Max Verstappen lyk steeds of hy spoorlyne kan sny. En die Red Bull se Ford engine lyk regtig wat deur obviously die Red Bull powertrain Ja, doen word baie goed. Ek dink ook nie daar's groot vrees nie, hulle het lang stints ingegaan. Yes. Die race pace lyk baie mededingend. En die beste van alles is dat hulle is betroubaar. Ja. En jy's Een keer wat hulle daai met Hadjar, dink ek was hulle ruk lank in die garage gewees. Maar dit was een. Dit was nie 'n konstante of 'n gereelde ding wat gebeur het nie. En hulle is die enigste span buite 'n Ferrari engine span wat goeie wegspringe gehad het. Jy's reg. Ek weet McLaren het ook 'n paar goeies gehad. Ja, maar wag, Kom ek noem dit net gou vinnig. Ek sal weer terugkom daarna. Okay. Maar ek wil vir jou sê Oscar het die goeie wegspringe gehad by McLaren. Ja, Kom ons gesels net oor Los Hanne. Kom ons daar. Maar regtig ek dink Red Bull impress my. Ek dink hulle is die mees underrated span Stem. van testing. Ek dink is nie dat hulle enigiets weghou van of sandbag of Nee. jy weet wat ook al nie. Ek dink dit gaan regtig oor Nee, hulle by die kar leer en hulle het die stap. kar geleer, het Ja. baie mileage opgesit en Yes. ek voel vir my dis baie consistent, hulle baie goeie package. En die kar lyk of hy nog so 'n bietjie op 'n knife edge is, maar hy's nie daai generasie, né? maar hy is definitief beter. Ja. En dit laat my nou 'n bietjie dink aan Isaac Hadjar ook. Ek dink weer eens hier sit ons nou met Max wat enigiets kan ry. Nee. Seker. Ja. Nou het jy weer 'n Formula 1 motor wat baie minder downforce produce. Okay? So jy moet nou so 'n bietjie hustle. Ja. Isaac Hadjar kon nie daai kar hustle nie. Nee, hy het nogal gesukkel met drukke. Hy het regtig gesukkel en ek dink hy vind sy voete nog. Ek dink ook maar nou wil ek vir jou nogal in dieselfde asem sê. Ek stem 100% saam met wat jy sê. Ek dink hy is 100% daar nie. Maar ek dink hy lyk op hierdie stadium van die geveg beter as wat hy Yuki gelyk het as wat 'n paar van die ander ouens ongelukkig gelyk het. Wat ek wel opgetel het is as jy ek weet dis iets waarop 'n mens kan konkreet gaan op hierdie stadium van die geveggie. Maar sy tye was altyd kompeterend geweest. Ja. Hy het in die top 10 elke keer geëindig. Ja. En dit was vir my positief om te sien dat die tweede seat in Red Bull kan op 'n konstante basis as Hadjar in hom sit, kon hy ten minste in die top 10 geëindig het. En dis wat ons hoeveel keer al in die verlede gesê het, as Max se tweede seat net kan daar wees in die top 10 wat punte kan veroorsaak. As jy dit kan kry, ek bedoel dan sit hulle dit so ver in die prentjie in. Nee, heeltemal Callie. Ek dink op 'n ander dag dis baie goed. Ek dink die motor is nogal sensitief eksterne faktore soos dwarswinde, rukwinde, jy weet tailwinds, jy weet Hulle headwinds. het gesukkel daarmee. So dit kan of baie hulle definitief baie straight line speed, maar hulle is sensitief en veral as jy op trek soos Bahrein en daai goed kom waar daar baie keer rukwinde is of dwarswinde is, dan gaan dit die balance, die setup van die motor beïnvloed,
waar jy dan 'n ander steure vir owersteure gaan ervaar en waar jy gaan baie vinnig in jou quali lap of in die reis met adapt rondom daai weerstoestande sodat jy nie jou bande uitbrand nie en sodat jy obviously ook die regte deployment kan gebruik op die regte plek. So en al hierdie woestynbane is maar lief vir daai wind. Wel, ek meen Maar daar's ander ook. Definitief. Moenie 'n fout maak, hier Texas veral, hy is ook maar een wat die wind lekker kan stoot. Verseker. Verstaan so. Mexico ook. Maar interessant nogal, Mexico ook, jy's 100% reg. 'n interessante ene om af te sluit met Red Bull. Max was nogal vir my, ek het daai interessante onderhoud gesien met 'n Suid-Afrikaanse podcast nogal, né? Dis of die dame is van Naomi shit. Ja, Naomi, ja. Maar sy is by Sky Sports, ja. Ja, maar nou dis my interessant om Max te hoor en as ek hoor hoe hy praat en as ek sien wat op die baan gebeur, dan sit vir my ek maak so 'n mooi korrelasie met wat besig is om te gebeur. Jy kan sien Max is eintlik so ontspanne want hy is op die punt waar 'n championship so what? Hey, as hy hom kry, hy sal hom vat. Moenie 'n fout maak nie, hy gaan beklei vol. Hy gaan nie terugstaan nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Maar weet jy wat? As hy kom, yes. As hy nie kom nie, is alright, ons werk aan hom te kry. Maar daar's ander goed wat vir hom nou in die lewe belangrik is. Hy het mooi daar gesê wie gaan vir hom, wat gaan dit nou saak maak as hy eendag 60 of 70, 80 jaar oud is en hy het 4 of 10 championships gewen. Wie gaan so what? Dit was Nico Rosberg se Renault hier weet hy het achieve wat hy wou achieve, hy wou 'n world champion wees. Korrek. Hy was world champion. Ja. En hy het dit gedoen terwyl Lewis Hamilton op die baan was wat nou statistically die beste is vir hom op daai stadium. Jy weet, en hy het hom fair and square gewen aantrek en hy het geretire op 'n high. Ja. En jy weet dit knog aan Lewis die feit dat hy nooit ja, hy kon dit nooit terugkry. Hy kon dit nooit terugraap van Nico nie en dit was 'n eintlik is in hindsight 'n briljante move van Nico gewees. Absoluut. Hy het eintlik met al daai tyd begin om met Lewis se kop te smok. Presies. Verstaan jy? Hy het dit oopgelos vir die res van die grid. Dan kom ons by die papayas. Okay. Ons nou my span man. Maar nou praat jy dan maar daaroor jou span. Weet jy, kom ons sit maar eers die volledige feite van die regte realiteite op die kan ons sê die baan. En dit is die motor was baie konstant. Hulle het vir hom betroubaar. Dis eintlik wat ek met die konstante bedoel. Hulle het vir hom hard gedruk. Hulle het so hard soos wat hulle hom wou druk, maar hy het nie verskriklike groot probleme gewys op die baan nie. Hulle het nie groot tegniese goed gehad. Ja, was hier en daar, maar ek bedoel watter span het nie iets gehad nie. Maar as jy na die groter prentjie kyk, hulle het baie rondes ingesit. Hulle was daar. Wat ek wel gaan sê is en dis die deel waar bekommernisse lê. Ek weet nie hoe hulle bane gaan vat waar daar lang stryds is nie. Ek dink hulle gaan sukkel. Hoekom sê so? Hulle batterye is besig om vinniger uit te hardloop. Ja, ek hoor die energiebestuur is 'n kopseer op die oomblik. Ja. So dis vir my asof hulle daai deel sukkel hulle mee. 'n ander ding wat nogal vir my interessant is, ek weet nie of dit 'n kop ding is nie. Maar ek weet nie of die championship na Lando se kop toe gegaan het nie, maar dalk is ek te vroeg. So kom ek gaan dalk nie verder in dit in nie. Hoekom sê dit was Oscar vinniger die hele tyd? Oscar was 'n hele paar keer vinniger, maar dan weer, dis nie vir my te groot nuus nie, want Oscar was verlede jaar 'n paar keer vinniger vir 'n lang tyd, baie vinniger as Lando. Of dit is omdat Lando dalk net nie nou die voordeel kry wat hy teen die einde van die helfte van die of die laaste helfte van die seisoen gekry het nie. Ek weet nie. Ek mag dalk verkeerd wees met wat ek sê, maar
wat definitief die saak was, as ek weer wil teruggaan na daai dag 2 toe van die wegspringse oefen af wat Loos hulle almal daar verbygeklap het. Dit was soos 'n, ek wil amper sê, geelpysie op 'n ou se neus, voorpunt van jou neus, wat uitgestaan het, en dit is nie, ek praat nie nou van Loosie, wat uitgestaan het, Praat van Loos, hoe- ja. hoe Lando in daai McLaren vasgestaan het, en ek wil amper sê, die hele grid het klaar weggespring voordat hy kon wegkom. Never mind, wegspring, ek wil amper sê, al die motors was al weg, was verby hom gewees, voordat hy, Hy lyk soos een van hierdie mense wat vir 'n ryles in Durban wil gaan. ja, dit was amper so iets. Dus, en hier's 'n paar van hulle, wat ek het nou die dag, jy sê, my kinders het ook nog gesê, hy, dit lyk soos 'n 30-jarige ou tannie, toe ek gesê, hoe weet julle, dis hoe oud sy is. Maar, goed, want daai karretjie het lekker geruk. So, lekker. verstaan jy? En, maar hy het horribaal gelyk. So, ek wil nou amper sê, as Lando homself 'n guns wil doen, spring laaste weg, Ja, of hier reg agter in die grid, ja. en kyk of jy die grid kan opvang, iewers deur die reis. Hurts Hakkie, Lando Brown. Verstaan jy? Ja, ek Want dink ek gaan eerlik wees, ek weet nie waar. hulle is definitief gereed vir Melbourne. Ek dink Hulle is definitief hulle kan 'n surprise bring. Ek bedoel, hulle was die World Champions verniet nie. Hulle het 'n baie goeie designspan daar. En ek dink die kar gaan al klaar anders lyk met al die data wat hulle Ek meen, al die spanne gaan anders lyk. ja, Dit wat ons by Melbourne ja. aankom die 8de Maart, die 6de Maart gaan sê, maar as daar drama is tussen Red Bull, Mercedes en Ferrari, gaan McLaren daar wees, en ek sal nie verbaas wees as McLaren dalk iewers, weet, Miami is gewoonlik 'n baie groot McLaren, ja? groot een van McLaren, want dis waar hulle baie opgraderings bring. Ja. So is dit ook interessant om te sien waar elke span hulle opgraderings bring, jy weet, wat gaan werk, wat gaan nie werk, hoe lyk daai development pipeline. Maar definitief 'n podiumkandidaat, definitief Ja, ja. gaan hulle nie outcount nie, maar as 'n McLaren goed lyk hierdie jaar, mag dit nommer 81 Daar's hy. is. Ek stem saam met jou. Dan die Ek dink dis die span, McLaren is dalk die span wat die kaarte in die hulle is een van 2 spanne wat ek wonder of hulle nie die kaarte die styfste teen hulle bors sou vas nie. ja, dit kan definitief wees Kali. Dan kom ons by die groot verrassing. O ja, want ek het nie dit verwag nie. Alpine Mercedes. Okay, wat 'n massiewe transformasie het hulle nie ondergaan sedert 25 nie. Mercedes engine, Het. Mag jy weet- toeskryf aan die Mercedes engine? Sal dit wees? weet jy, ja, ek gaan dit vir jou gee, want onthou die Renault engine was heeltyd 70 perdekrag agter Ja, gewees. ek hoor jou. En Goeie punt. en dit het hulle gekos, Ja, jy weet. absoluut. En al gesien. en net aerodynamies ook lyk Mm. hulle verskriklik goed. Ja. Ek weet Pierre Gasly lyk soos 'n nuwe mens. Ek is eintlik so bly vir hom want ek dink hy's soveel beter bestuurder as wat die motors het wat waarmee hy ry. Is, maar weet jy wat is my hartseer is Franco Colapinto. Hy's vinnig, Ai, maar hy rookie, ek meen daar gaan parkeer hy amper die bloody kar by hulle in die barrier sonder dat enigiemand aan hy het ons amper dwarsdeur terug na die 6 keer ek meen hy het hom amper gaan parkeer by Beno Azario verstaan jy? se lughawe. Sorry ou, ek weet ons het hom uitgehaal nie verlede jaar, die vorige jaar 2023. Het ons hom uitgehaal oor sy hoe durf hulle vir Franco daar in daai posisie ingesit het en Franco het ons verkeerd bewys. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ja. En hy het dit regtig goed gedoen. En okay, hy het sy eerste reise sy eerste 2-3 reise het hy regtig goed gedoen en toe begin hy soos 'n rookie lyk. Daarna. So ek gee hom ek gee toe. En okay, verlede jaar het hy ingekom. Wat eintlik 'n moeilike jaar is vir 'n ou om Dit te kom was- span wat actually heel onder lê en geen want selfs Pierre Gasly kon nie iets regkry met die kar nie. So jy kan nie dan verwag van 'n ou. Ja, presies. Ek dink Franco gaan definitief, ek hoop hy wys sy spoed en hy wys bietjie volwassenheid rondom sy bestuursvernuf vir jaar. Dis Jy weet, maar ek dink Alpine en Flavio gaan definitief nie baie geduld hê met hom nie. As hy nie gaan perform nie, gaan hulle vir definitief vir Alex dan oproep. En dan ja, definitief gereed vir Melbourne. Ek dink hulle het 'n huge step vorentoe gevat van heel laaste na 5de.
ten minste. Maar ek meen verlede jaar het Williams ook goed gelyk. Hulle was vinnigste op die laaste dag met Carlos Sainz en hulle het gesukkel tot in met die middel van die jaar. So, Okay, maar nou wil ek nie met jou lelik wees as jy nou dit so omroep, né? Jy weet wie was hierdie jaar die vinnigste. Ek los dit net daar. Ons gaan nie daar. Ek gaan nie 'n detail in nie. Ek noem dit net vir jou. Ja, maar ek hoor waartoe jy Ja, ben nie lelik is ek. Kom nou. Nee man, ek het al vir jou gesê, ek is bly om te sien dat die rooi span is daarvoor. Dit is vir my lekker dat hulle kompeterend is. Formule 1 is nodig. Ek stem 100% saam. Dan vir my een van die mooiste karre op die grid. Ja. Ek weet nie hoekom nie, maar ek love die Racing Bull. Ek hou van die Racing Bull kar meer as die Red Bull. Ja. Definitief 'n baie nifty motor. Okay. Liam Lawson en Armin Lindblad het regtig goed gelyk. Ja. Hulle het regtig kon die kar lekker aggressief hanteer. Ek dink dit is die een ding van hierdie motors is dat jy gaan hom bietjie meer kan ruk en pluk. Nie te veel nie as gevolg van tire degradation, maar ja. Jy gaan definitief bietjie met hom kan stoei en hulle lyk goed. Dit met die grootte, né? Ja, very much. Very much. Jy het 'n kleiner ding wat actually gaan reageer as jy 'n ruk gee. Presies. Nou gaan almal weer hierdie jaar sê, maar jy weet, die karre is nou weer reg vir Monaco. Want verlede jaar was hulle te groot en dan was dit en dat, maar nou is dit net so groot soos 'n 2005 McLaren. Ek gaan kyk hoe lyk dit daar. En dit was fyn. Ja. En nou is dit weer fyn. Verstaan jy? So ja, baie interessant. Maar ja. Nietemin, ek dink hulle is 'n span om dop te hou, definitief op 'n Lindblad het definitief 'n baie stywe leerkurwe. Ja. Maar ek dink ek voel nogal dis ouens wat gereeld in die punte moet kom. Ja, ek stem. Hierdie jaar voel dit vir my soos hulle moet ten minste 'n 5de of 'n 6de plek in die championship kry, weet en hulle moet soos verlede jaar aan die deur klop vir 'n podium. Jy weet soos vierde begin druk soos Hadjar en Zandvoort en daai ding, jy weet dat hulle moet definitief soos as daar iets gebeur met hulle kan opraak. Sê hulle moet gereed maar in terme van estetiese ontwerp is dit ongelooflike motor. Ek dink nie hulle lyk so goed op 'n quali lap nie, maar hulle race pace lyk definitief. Ja, dis waar dit goed. Weet jy wat? Nou gepraat van race pace, ek het nou vergeet om met McLaren aan te raak. Want jy het by Red Bull daaroor gepraat en ek het gedink ek los dit vir McLaren. Ek het 'n baie interessante ek spring nou so klein bietjie terug. Net ek die vrou se naam vergeet op F1 TV. Sy was een van die Laura Winter, Ruth Bascom. Was dit Ruth? Ek dink is Ruth. Sy was al Ferrari se strategus gewees, ja. So dit was Ruth. Sy het 'n baie interessante ding gesê wat hulle is die vrou met die lelike tande en die mooi bene en die mooi bene. Daar sy einste daai een. Ja, jy moet nie opkyk, jy moet afkyk. Nee, bang jy skrik. Okay. Maar eintlik wat sy gedoen het en sy het so 'n mooi analise gemaak nou met hierdie laaste ene. Ek kan nie onthou of dit dag 3 of 2 was nie, maar in elk geval. En ek dink dit was dag 2. Ja, dit was einde dag 2, sy het dag 3 vertel. Sy sê sy het gaan data trek waarna hulle toegang gehad het. Hulle praat van 'n virtuele reis wat hulle met mekaar het. Nou obviously daar's 'n paar aspekte wat hulle nou nie weet van die een van die ander, hoeveel brandstof het die een, die tyres en die dis 'n groot ding en die ding. So daar is dis hoekom dit nou maar meer 'n virtuele ene was. En so wat hulle doen is hulle vat dieselfde hoeveelheid laps waar sekere lap van 'n sekere stint begin en hulle kompeteer dit asof dit 'n wedren self is. En baie interessant, sy het hom nogal baie mooi ontleed in die sin van Oscar en Max was vir 'n redelike groot tyd het Oscar vir Max ore aangesit. Tot op 'n pitstop gedeelte, toe's Max weer voor en Oscar weer op 'n stadium voor en Max het hom geëindig. Ja. So hulle het so 'n half 'n wisseling gehad tussen die twee van hulle, maar dit was die twee wat eintlik die virtuele reis
gewen het. Vir interessant, nou dat jy gepraat het daar oor die ek wou amper sê nou hier oor hulle wat ek toe nou oor daan wie hulle dink het. Hierso met wat was die vorige span? Racing Bulls. Racing Bulls. Ja, wat jy nou gesê het, wat hulle so kort op die hakke en daai Ja. So dit was nou daai deel wat my nou daaraan laat dink het dat ek wat die twee en hulle was nie baie ver uit mekaar uit volgens haar statistiek wat sy nou getrek het. Baie interessant. Dit wat sy toegang het. Ja, maar ek like it. Maar dan my tweede span. My tweede favorite span. Audi. Voorsprong deur tegniek. Ja. Okay. Die hardste engine op die grid. Wragtig. Okay. Letterlik. Hulle heel eerste power unit is regtig merkwaardig. Kan ons net vir hulle krediet gee want hulle kom as 'n nuwe span in met hulle het nie die Cadillac roete gevolg om 'n ander span se engine te koop nie of 'n ander constructor engine in te sit nie. Hulle het hulle eie gaan Weet jy hoe kan hulle Cadillac het nie? Want hulle ken nie V8's. Ja, okay, which is true. As dit V8's in die engine gehad het, dan was dit 'n ander speletjie, né? Heeltemal. Ja. Maar definitief Gabriel Bortoleto lyk soos 'n ander driver. Ek bly. Dis die transformasie wat hierdie Audi ondergaan het in 2 toetse. Jo. Aerodinamies gewys. Ja. Ongelooflik en hulle het weet jy wat like ek hulle het die tipe van almal gaan dit 'n keer oor die zero pod konsep wat hulle het, maar hulle behou die sidepod kant nog steeds baie goed. Dis net die inlet. Dis die inlet wat hulle wat net so smaller is, jy weet. Ja. Maar regtig goeie pace. Hulle het 'n uitstekende toets en hulle het program gehad. Ja. En ek dink hulle is definitief Q2 contenders. Is woordelik gereeld in Q2 te sien en as daar fout gaan Q3. 'n Potensiaal of hulle knap dalk iets op waarvan ons nog nie weet nie en dalk kan hulle daar. Ja, ek hoop net dit sal interessant wees om te sien, jy weet hulle definitief 'n baie groot turbo op. Een van die kragtiger engines op die baan. Dis die ander ding is ou weet nie hoeveel het van die span hulle engines afgedraai en opgedraai nie. Ja, dit moes nou maar ek dink dit kan ook hulle in kluis wees, presies. So ek dink Audi is definitief daar, definitief gereeld vir Melbourne en jy weet hulle het die potensiaal om punte te skoor in hulle eerste Grand Prix as hulle eie manufacturer. Ja, wat ek actually hou van hulle driver line-up. Hulle het die ervaring saam met die rookie. Korrek. En dis vir my so lekker en dis nie net ervaring nie, dis 'n ou wat konstant kan perform. So jy het hierdie ou wat soveel data kan gee, dis eintlik dieselfde met Red Bull. Want Hadjar het hoeveel keer kommentaar gelewer oor Max wat al sy data vir hom fisies gee. Hy steek niks vir hom weg nie, asof hy kompeterend met hom is nie. Laat ek dink vir so ou om 'n rookie op te lei. Want Nico weet, ek bedoel kom ons wees eerlik, Nico, dis nie 'n ou wat ons nog oor 10 jaar daar gaan sien op die grid nie. Maar Gabriel is heel waarskynlik een wat ons dalk oor 10 jaar potensiaal nog daar gaan sien. So, maak die ou groot. Moenie 'n fout maak nie, ek sê nie Nico moet terugsit en net ontspan in die kar en laat Gabriel alles vat nie, maar dis 'n lekker geleentheid om, weet jy wat Nico, jy het ontsaglik ervaring, help die ou. Ja, ek dink hierdie gaan 'n baie belangrike jaar wees vir Bortoleto want weet Audi gaan kyk na die toekoms want Nico het nie baie tyd oor nie. Jy weet, so Nico gaan nie vir ewig daar wees nie en jy weet obviously Nico is definitief daar vir development. Ja. Jy weet definitief daar vir feedback. Maar ek dink die groot toets hierdie jaar vir Bortoleto gaan wees is kan hy dalk 'n inferior kar in die punte kry. Jy weet, kan hy die F2 championship wat hy gehad het opbak met van daai goeie performances wat ons verlede jaar gesien het, die teen die middel en die einde, waar hy punte geskor het. So, dit is eintlik 'n baie pivotal seisoen vir Bortoleto, want as hy nie kan deliver nie, gaan hy nie deel wees van die toekoms nie. Ek stem. En dan gaan dit baie interessant wees wie Audi dan na kyk.
Jy weet, as hulle toekoms. Maar dis hoekom ek sê, dis eintlik vir my so 'n mooi kombinasie tussen met Nico en met Gabriel, want dit is nou daai ervaring wat die jonge kan oplei, wat vir hom kan sê, luister Chomma, raak gou rustig, dis wat gebeur. Ja. Vat hom eerder so om of hierdie ding of Maar as ek nie verkeerd is nie, Kalla, hulle brandstof voorsiener is BP, né? Ja, hulle was BP, jy's reg. Laat die wiele rol. Laat die wiele rol. En as hulle nie gaan perform nie, gaan die koppe rol. Gepraat oor daarvan. Jy's 100% reg. Hier's 'n ding wat die motors wat vir my nogal hierdie ene uitgestaan het, sien hulle dat ons nou uiteindelik 3 dae gehad het wat ons die karre lewendig die hele tyd op die baan kon sien. Dit was so lekker. Almal het mos nou, hulle praat van wat noem hulle dit? Shark fin aan die agterkant. O ja. Goed. Wat nogal vir my uitgestaan het by die motors, nie almal doen dit nie. Seker is dit gedoen en ander doen dit nie. Hulle het byvoorbeeld die BP Audi, die BP logo op die shark fin gehad. Ja. Ek het gehou van die motors wat ek so die bestuurdersnommer daarop gehad het. Dit was vir my nogal. Maar jy praat nou van die fin op die cover, op die engine cover. Op die engine cover, hier in die agterkant. Ja. Met die airflow direction, ja. Korrek. Ek het weer gehou daarvan van die constructors met die bestuurders se nommer wat daarop is. Want dit is 'n maklike een as die kar verbykom, veral as jy van die kant af kyk om vinnig jou bestuurder. Ja. Dis nie nou 'n helmet wat jy noodwendig moet herken tussen. Maar nou mense sit en dink aan. Ja. Dis advertensies. Ja, ek hoor jou. En elke ding kos sy bedrag geldjies, né? Verstaan jy? Dan gaan ons met die wat jy weet, Kali, daar's 'n term wat 'n ou het in drag racing, jy weet, is 'n sleeper. Dis nou waar almal dink jy is 'n stadige kar en dan die oomblik as jy lig by die robot groen slaan en jy floor rol waarvan jy nou praat, né? En wie was Haas se sleeper? Ek stem. Hierdie ouens is ongelooflik gaan opstaan nie. Ongelooflik betroubaar. Ja. Hulle was definitief in die running vir van die meeste rondes geklok. Ankon bring baie goeie ervaring en dis dieselfde storie. En Ollie bring baie spoed en ervaring met die jong baie goeie volwassenheid. Absoluut. Ek dink die Ferrari engine werk baie goed. Nie baie betroubaarheids probleme gehad nie. Nee, wat? Maar die ou ding het weer opgepop. Soos in die Mick Schumacher daar is die agterbande. Dis nog jammer om dit vreed deur sy bande. Wat beteken raak dit baie koud of is nat weerstoestande? Dan gaan hulle lelik gevaarlik lyk. Dan gaan hulle baie vinnig hulle bande. Jy weet so, hulle gaan definitief jy sal sien dan in daai opsig dat hulle cooling ducts gaan definitief innovasie hê. Ja. Hulle gaan miskien rondom die vloer en hoe die lugvloei oor die band en verby die band beweeg. Ook anders lyk sodat die band kan afkoel, want wat dit op die oomblik aandui is dat die aerodinamika op die stadium baie warm lug deurstuur na die agterbande toe. Okay, dis nou wat ek vir jou wou gevra het. Wat sou nou die groot rede wees vir daai bande? Maar so, dit is nou dit sal nou wees jou lugvloei van jou sidepod. Dit sal jy weet gaan hulle 'n bietjie smaller maak. Jy weet gaan hulle die tab metode van Ferrari gebruik. Ja. Jy weet nie dat dit regtig deel is van die regie van die design filosofie van al die motors hierdie jaar nie. Maar hoe gaan hulle die lugvloei direk om daai bande te kan om daai bande? Maar wat dit vir my aandui is dat die lugvloei baie sterk terug op die agterbande lê en dan die oomblik as die drywers hulle uit baie stadige corners traction moet neerset, dan vreet hy. So, dis wat mense moet besef, kykers moet besef, is dat jy hardloop teen 'n sekere temperatuur jou bande, korrek, en jy hardloop hom ook teen 'n sekere druk, jou tire pressure. Jy's reg, okay? Ja. Die oomblik wat jy so 'n bietjie op 'n stryd kom, verloor jy pressure, en jy verloor temperatuur, wat beteken as jy beheer dit. Maar omdat die stryd so goed so kort is op 'n trek soos Bahrein, het jy baie lang draaie. En lang draaie beteken jy sit baie lading op daai band. Ja, jy het al daai traksie en nou vra jy van die motor om te grip
met al die aerodynamika en die lugvloei wat oorkom en die band is sy druk gaan ewe skielik op want nou moet hy perform. Yes. En hy moet nou in daai wat ons noem daai spesiale Daai venster. window. Ja. En wanneer daai window kom en dit wys my net hulle kan nie 'n window kry waar hy goed gebalanseerd is. So temperatuur definitief 'n issue. Hulle sal definitief gereed wees en hulle sal definitief punte skoor. Ek glo so. Hulle het die twee bestuurders om dit te doen. Definitief. Dan Kala Williams, ja, ek dink die herstelling vir my van testing hierdie jaar. Ja. Ons almal het baie verwag van Ek het baie Williams. meer verwag van Williams. Veral na verlede jaar goeie vertonings. Ja. Jy weet hulle ek dink ja, ek weet nie wat om te sê nie, maar hulle het definitief nie baie nie. Dit is 'n agterstand. Hulle het baie laps ingeset. Maar dit was 'n compromised test vir hulle gewees. En die grootste issue op die stadium met die Williams is dat hy lyk oorgewig. Ja, hy's baie swaar, né? So, dit verstaan ek nie. Nommer 1, nommer 2 is ek verstaan nie die hoë engine cover. Ja. Weet soos 'n bubble vloei weet hy daar agter. Korrek. Weet dis 'n baie groot konsep van verlede jaar. Ja. En dit maak nie vir my sin nie want almal gaan vir 'n baie flush Yes. drop off van die sidepods af agter dan die rear wing toe. So, Ja. so my vraag wat ek het dan is daai lug wat daar oorkom word dit rear wing toe direct of word dit af direct? Ek weet nie want die design net soos Aston maak nie sin nie. Maar hulle het hier en daar 'n bietjie spoed gewys, maar hulle gaan Ja, hulle is nie heeltemal nêrens nie, maar hulle is ook iewers. Ja, ek dink hulle gaan al klaar moet werk aan hoe om gewig verlies. Ja, ek dink voel vir my daai Excel state het gekruis iewers. Nee, hy het nie geupdate nie of hy het nie sy subscription renew nie. Ja, dit kan ook sukkel, ek verwag nie hulle gaan punte skoor in Melbourne. Nee, ek dink hulle sal eers hier teen die 4de ronde, 5de ronde begin upgrades bring. Maar who knows, hulle het nou baie data versamel nou. So miskien in Melbourne het hulle klaar die probleme identifiseer. Ons weet Williams hulle fasiliteite is nog in werking om opgegradeer te raak en wat jy van dink. En dat Carlos ook mos sê, was dit hier oor die naweek wat hy gaan kuier het by die dogtertjie wat sy sparkles van verlede jaar daai plakkertjie op sy helmet. O ja, vir hom gestuur het. En sy het verjaar, so hy die eerste keer die dogtertjie ontmoet. En dit was nogal 'n baie oulike video waar hulle, ek sal kyk of dit toelaat of as die video mag ophou. Okay. En wat hy saam met haar 'n bietjie gekuier het en verjaardagkoek gevier het en so en sy nie 'n nice die oorspronklike. Weet jy, dit was nogal vir my nogal sy manier hoe hy het onmiddellik vir haar omhels en ek wou amper sê op haar vlak gedaal. Afgekyk na ek is Carlos Sainz daaronder en hy het gepraat met haar hoe Sparkles vir hom sy geluk gebring het. Sy het vir hom man so amper klippie ding gegee, 'n hartjie vir hom en hy het in sy sak gesit en gesê, "Oké, kom ons hoop hierdie ene bring net soveel." Weet jy wat dit klink soos 'n ou wat hoort by Ferrari. Verstaan jy? Ek weet nogal van 'n posisie wat hy potensiaal kan vervang. Nee. Waar? Daar's so 'n geel helmet. Ek weet ek noem dit. Ja, en hy gaan op 'n realiteitsprogram verskyn volgende jaar. Verstaan jy? Anyway, sit. Kom ons kyk wat doen die caddies. Okay. Ek dink hulle lyk goed. Die besluit om Ferrari engines en radkaste te gebruik was definitief slim vir stability. Sergio en Valtteri het definitief baie stabiele hande waar die motor is. Maar hulle is definitief baie van die pace af. Hulle lyk definitief soos 'n nuwe span. Wat jy vir jou uitgestaan van daai twee bestuurders?
Valtteri lyk nog soos 'n Formula 1 driver O ja, nogal, né? en Sergio lyk nog steeds soos die Red Bull driver Ja. wat foute maak. Ek meen as elke keer as ons op 'n onboard van Sergio geklim het, dan lock-ups en hardloop wyd en ek sien net nie daai consistency daar nie. Miskien ja, ons kan nou sê dis geroes, maar ek bedoel Ek hoor jou. 'n jaar uit Formule 1 uit Dis en al nou beter. ewe skielik kom jy terug na ander tipe Veral nou wat regulasie. ja. Verstaan jy dit? Dis met seisoene wat deesdae 24 races het. Dis 'n lang tydperk. nee, dit is so Wie wat vir my wat uitgestaan het tussen hierdie twee manne? ja. Is vragtig twee dis bestuurders. En ek weet ons het nou al baie grappies gemaak daaroor, maar weet wat? Nie een van die twee is erkende bestuurders wat actually gewoond was om iewerster die nommer 1 bestuurder te wees. Wel, hey, luister, ek meen beide van hulle is racewinners. Kom ons gaan gou daar. Ek vat niks van hulle al weg. Valtteri het definitief Nee, Valtteri, wat het hy? Pols 11 9, Grand Prix wen. 11 Grand Prix. So, definitief ek dink Valtteri lyk regtig nie sleg nie. Ek dink hy net is nog in dit. So hy was 'n reserve driver, so hy was nog half in die konsep en deel daarvan. ek dink net jy weet hulle gaan 'n redelike styl leerkurwe hê hierdie jaar. Ek stem. Tensy hulle regtig 'n baie goeie ontwerpspan het wat baie vinnig na die probleme kan oplos. Slanke gaan bring. Ja, so is hulle gereed vir Melbourne? Ja, ons kan sê so gereed soos wat hulle kan wees. Okay. Maar ek dink die vlug vanaf Melbourne na China toe gaan dalk 'n baie lang vlug wees. En ongemaklik potensiaal. So ja, en dan kom ons by ons laaste span wat die verrassing van 2026 is. Die een waarna almal uitgesien het en wat almal misluk of teleurgestel het. Daar's een te gee. Aston Martin. En nou is hierdie amptelike Adrian Newey kar en dit is definitief ek weet nie eintlik wat om te sê hierop nie, want ek is so bly jy weet nie, want ek het ook 'n idee nie. Want die kar lyk nie sleg nie, Callie. Dit doen nie. Dis net alles werk net nie saam Nee. nie. Jy weet dit lyk soos 'n klokhorlosie wat net uitgestel is. Ja. Jy weet niks is in ritme nie. So Yes. So ek dink daar is gerugte wat versprei dat die engine die Honda engine is. Maar ek weet Andy Cowell is in Japan wat besig is om saam met Honda te werk rondom die engine. Maar weet wat, ek dink ook hulle wat maak die sin daarvan nie is dat Adrian Newey ken Honda engines. Hy het nou vir hoe lank saam met hulle gewerk. Maar ek het 'n nuwe engine. Maar ek het die wrap-up show gekyk van F1 TV. Ja. Nou die dag na die derde. Okay. Na die derde dag van die tweede toets. Ja. Dit wys Alonso en Newey gesels en Lawrence Stroll sit en kyk net vir hulle soos julle beter hier regmaak want julle albei kos my geld tipe scenario, jy weet. Maar Newey lyk nie bekommerd nie. Alonso sê net dit lyk of Alonso verduidelik as ons net hierdie en hierdie kan verander. Jy weet, dan is ons daar en ek dink Adrian ek dink hierdie Aston Martin gaan operate wanneer ons daar kom. Ek dink nie jy weet, ek dink die Honda battery definitely 'n ramp. Hulle het net 394 rondes opgesit. Hulle was 6 sekondes stadiger op die laaste dag. Ek dink hulle moes die engine afdraai. Ja. Radkasprobleme. Is hulle in 'n krisis, Callie? Dis 'n goeie vraag. Mens weet nie. Ek meen potensiaal sou jy sê. Ja, maar nou aan die ander kant weer, dis nou hier waar ek het net nou gesê toe ek by McLaren was. McLaren is my asof hulle dalk een van twee spanne is wat hulle kaarte baie styf teen hulle bors vashou. Aston is my die tweede een. Ja, ek sit en wonder, is dit nie 'n plooi om almal Aston uit hulle kop uit te kry?
is dit hoe groot van 'n plooi kan dit nou wees dat jy soveel running prys gee nie? Ek bedoel, daar's verkoelingsissues, daar's deployment issues, daar's harvesting issues. Ek dink nie daar's issues met die aerodynamics van die kar nie, want jy kan sien die kar grip, maar as gevolg van al die elektronika kan jy sien daar's nie 'n center of gravity nie, so as jy vat by die double left-hander waar hulle met breek by Bahrain. Dis hom. Ek meen die Aston Martin het geboer aan die buitekant van daai draai. Verstaan jy? Jy moes net 'n ploeg vasmaak en kon hulle boer daar. Dit verstaan. Jy weet 'n bietjie milies plan van die brandstof. Hulle het goed geoes het. So ja, ek dink hulle is in 'n krisis. Ek wou dit nie sê nie en ek het vasgeglo hulle gaan dit omdraai in die tweede toets. Aan die een kant, ek wil dit ook nie erken eintlik nie. Maar ek voel jammer vir Alonso want ek het gedink hier is 'n geleentheid om een van die meer oudste world champions te sien in 'n lang tyd. Dit sou nogal lekker gewees het. Maar hey, luister hierso, ons het nou verlede jaar gesien anything can happen in Formula 1, soos Murray Walker gesê het. Ja, sy. En 2 weke in Formule 1 is 'n baie lang tyd en dit absoluut gee genoeg tyd vir hulle om aan solutions te werk. So Kalla, waar staan ons vir Melbourne? Ek dink Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, almal in die hand. Dan het ons vir Alpine, ons het Audi, ons het Haas. Ons het vir Racing Bulls in die midfield, jy weet, en dan kom jy aan die agterkant waar jy en nou sit hartseer om Williams daar te neem. Het jy vir Williams, jy het vir Cadillac daar en dan en dan vir Aston, maar jy weer eens anomaly. Maar kom ons kyk. Ek dink ons gaan 'n great race hê. Ja. Goed wat ons op moet aandag gee is onthou hierdie Vrydag die 27ste Februarie is Drive to Survive uit. Kom hy nou op Netflix. As Survive fans, maak dit dis die een ding. Hulle sê hom eintlik op die regte tyd uit, net vir die seisoen. Nee, vir dis so honger vir F1 dat jy kyk enigiets wat F1 is. Jy sit te kyk die hele seisoen in een aand deur. En dan onthou 6 Maart, begin die naweek van Formule 1. Eintlik. En dan vroegoggend ouens, vroegoggend. Ja, en dan die Grand Prix is 6:00 die oggend. So nou volgende week dan sal ek vir ons die tye weer reg gee. En op 8 Maart Sondagoggend. En ons sien uit daarna dat Formule 1 weer aan die gang kom. En is 24 nee? Waar is ek nou? 22 karre. 22 karre. So ja. Veel my wiskunde het nie gewerk. 11 maal 2, Kali, 11 maal 2. Ja. So, en op daai noot, Kalla, dankie. Ja, dit was lekker. Dit was lekker. Ouens, ek hoop julle het dit geniet. Asseblief like, subscribe, share. Onthou ons is ook op Apple Podcast en dis ook op Podbean, Spotify. As jy nie na ons gesigte wil kyk nie, maar jy wil ons graag luister so stuk, asseblief doen dit. Skakel in op internet radio Ramkat. Ons is ook daarso op. En dan kyk hy op ons sosiale media waar ons episodes promote of 'n bietjie Formula 1 content share. Maar Formule 1 Afrikaans net hier by 5 ligte. Dankie dat julle ingeskakel het. Dankie dat julle vir ons gekyk het. Ons waardeer dit. Hooplik het ons 'n volle 5 ligte span vir die volgende episode hier. Maar ons sê vir julle dankie dat julle ingeskakel het. Ons sien julle in Australië.